Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 15de Mei 2026 en baie welkom by 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons gaan vanoggend praat oor 'n paar goedjies wat maar algemeen is, maar wat almal raak op hierdie stadium. En een van die dinge natuurlik is hierdie vloede wat ons nou so erg beleef. Dit is absoluut ontstellend om te sien hoeveel mense deur hierdie vloede geraak is en hoeveel besighede basies weggespoel het. Paaie en brûe en die lys gaan aan. Maar die rampe en die goed wat kom omdat ons weet dat 'n nasie nie getrou is aan God nie. En 'n nasie nie doen wat die Here sê nie. Dit is so eenvoudig soos dit. En dit is nie net een nasie nie. Dit is sommer 2 of 3 nasies. En in ons geval 11 nasies. Jy weet, wat nie doen wat gedoen moet word nie. En dan kom hierdie rampe. En dit kom deur die natuur. Dis die eerste waarskuwing. Dis reën. Nou, reën, skoon tog, reën bring 'n natuurramp, ja, hy doen. Maar reën maak ook die damme vol. So, met die natuurramp kom daar 'n seëning. Alhoewel die seëning eers later gesien word, wanneer die water begin sak. Wat die water ook doen, is die water maak skoon en reinig 'n plek. Vat al die vuiligheid weg en dit wys al die foute uit. Dis wat reënwater doen. Maar wanneer die nasie nie luister nie, vir reën nie, voor jou oë uitvee is daar 'n groot droogte en brande wat skrik vir niks. En dis nie altyd mense wat hierdie brande stig nie. Dis omstandighede, situasies. Maar Vader weet wat aangaan en hy laat toe dat die natuur sy gang gaan wanneer mense nie luister nie. En ons is in daai bootjie. Ons kan sien hoe 'n president, sogenaamde president van 'n land, hierdie week weer so agteruit geloop het, agteruit gestrompel het, gebacktrack het op dinge wat gesê was. En dis die een kommissie na die ander kommissie na die ander kommissie. En die ondersoeke duur voort na die misdadiger wat in beheer is van 'n land. Die ondersoeke duur voort. Want ons het letterlik 'n misdadiger en 'n misdaadbende in beheer van hierdie land. Dis beslis so. Die misdaad is net op 'n baie hoë vlak. En die misdaad word so uitgevoer dat dit nie 'n bietjie geld is wat uit 'n koekie houer gesteel word nie, maar is miljoene, biljoene en triljoene wat verdwyn. En dan kom daar oproepe van die bende maatjies vir die bende leier om te verdwyn. En dat daar moet 'n nuwe bendeleier wees. Dis al wat dit is. Ons sien dit. En ons sien hoe een van die maniere hoe hy homself probeer verontskuldig, of hoe hy probeer om vir die wêreld te wys dat hy is 'n goeie president, het hy gegaan en het een van sy kabinetslede afgedank. Hierdie kabinetslid het miljoene rande verduister vir sogenaamde projekte. 'n Vroue kabinetslid het hy afgedank. Ek kan ongelukkig nie julle profielfoto sien nie, so ek kan nie vir julle goeiemôre sê nie. Maar almal wat vir my loer, goeiemôre. So hy het 'n vroue kabinetslid afgedank.
Whoopie-doo. Nou sê die mense, hy doen 'n goeie ding. Whoopie-doo. Hy het nou 'n goeie ding gedoen. Regtig? Wat het hy gedoen wat so goed is? Wat het hy gedoen wat so goed is? Hy het absoluut niks gedoen nie. Hy het niks gedoen nie. Hy het basies vir haar gesit op retirement en vir haar gesê, luister hierso, gaan gebruik nou daai fondse rustig en lewe 'n lekker lewe verder. En moenie worry nie, niemand gaan jou verder plan nie. Die feit dat jy afgedank is binne 'n week tot 'n maand toe, sal almal van jou vergeet en ons gaan aan met ons bende. Dis wat dit is. Dan het hy die volgende ding gedoen om te probeer om vir hierdie bende legitimiteit te gee. Legitimacy. Wat het hy gedoen? Hy het die uitvoering van die Waarheids- en Versoeningskommissie het hy uitgereik. Hy het die proses langer gemaak. Hulle soek nog fout. Na 30, 31 jaar soek hulle nog fout by die apartheidstelsel en die apartheidsmense. Die jeug van vandag, die ouens wat so 35, 36 is, selfs die wat al amper 40 is, het nie 'n verdomde idee waarmee hierdie ou besig is nie. Gaan doen die somme. 1995 tot 2026. 31 jaar. Kom ons sê hulle was 4, 5 jaar oud voordat hulle gesien het hoe speel die Springbokke rugby in die Wêreldbeker. So hierdie spul is al 40 jaar oud of 35 jaar oud ten minste. Enige iemand wat 35 jaar oud is en jonger, was glad nie deel van die struggle nie. Was glad nie deel van apartheid nie. Sit nou daai 25 jaar by ouens wat 40, 50 jaar oud was, wat kampstig deel was van die struggle. Dan sit jy met 'n klomp gryskoppe en waarvan 'n klomp al reeds afgesterf het, wat deel was van die struggle. So wat se struggle is daar nou nog? Hoekom moet jy die Waarheids- en Versoeningskommissie uitrek om te probeer legitimiteit te kry? Om te wys jy's hierdie goeie president, maar eintlik is jy nie. Ek kan van niemand groet nie, hoor. Dit wys 4 hierbo en 1 profielfotootjie wat ek nie kan sien nie, maar hier kom niks comments op hierdie stadium nie. Maar in elk geval, as jy vir my goeiemôre gesê het en ek kan dit nie sien nie, goeiemôre. Hoekom noem ek hierdie goed nou weer vanoggend? Deel van ons huiskerk is 'n man wat sy vader verloor het deur 'n plaasmoord. Hy het sy vader verloor deur 'n plaasmoord. En ek sal nou nie in detail gaan nie. Nou ek persoonlik het nog niemand verloor deur 'n plaasmoord nie. En hierdie is die naaste wat plaasmoorde nou in my rigting ingekom het. En die realiteit daarvan het net ingesak. Ons dink as ons hierdie bendeleiergroep hier bokant ons net los dat hulle aangaan, sal dinge verander. Goeiemôre daar in Namibië. Ons dink as ons hierdie bendegroep net so los. Al wat hulle gaan doen is, hulle gaan die heeltyd politieke speletjies speel. Terwyl die land agteruit gaan. Kom ons vra nou die vraag, waar gaan hulle die fondse kry
om hierdie reënskade wat ons nou gehad het, en nog steeds het, waar gaan ons die fondse kry om dit reg te maak? Hulle vat ure om 'n waterpyp reg te maak as hy bars hier in Pretoria. Hulle vat ure, man, ek het die goed op my foon dopgehou. Die oggend was daar 'n lek. Toe gaan kyk hulle, toe skakel hulle die water af. Teen die middag 5:00, 4:00, 5:00, toe kom die boodskappe deur van hulle gaan nou die krane oopdraai en die druk gaan nou stadig maar seker begin het terugkom en. Hulle vat die hele dag om een lek reg te maak. My vraag is nou, hoe gaan hulle hierdie stormskade regmaak in die Kaap en in die Oos-Kaap en nog dieper binneland in? Want dorpe het letterlik swaar gekry onder hierdie water. Jy sien, as jy gewoond is aan 'n area vir 50, 100 jaar, en dat dit reën nie so baie nie, dan kry jy hierdie apatiese gevoel van, hier gaan nooit regtig groot water hier kom nie. En die dag wat die groot water daar kom, is daar nie opvangsgebied daarvoor nie, daar's nie damme gebou en voorsiening nie, al staan die dam leeg vir 100 jaar, dit maak nie saak nie. Daar's nie voorsiening nie, daar's nie genoeg waterafvoer in die dorp self nie, wat behoorlik gebou is nie, is net jou sypaadjie aan die kant van die pad, en dit moet die water laat vloei. Want dit reën mos nie hier by ons nie. Of dit reën nie so baie nie. En dan ewe skielik kom daai massa water en alles word vernietig. Pieter, goeiemôre hier. Wat sê jy? Nou, wat nou? Wat nou? Ons sit met hierdie bende bokant ons. Ons sit met waarhede van plaasmoorde en dis meer. Ons sit met skade landwyd. Ons sit met 'n korrupte bende leier wat probeer om sy alie toe te maak. En hierdie hofsaake wat nou begin teen hom, of wat ook al, gaan jare vat. Dis nie 'n hofsaak wat 'n maand of 2 of 3 draai nie. Of 6 maande op die uiterste nie. Hierdie hofsaake vat jare. En dan is hy miskien dood. Dan het hy miskien uitgetree. Dan is hy miskien alreeds uitgestem. Dan loop hy weg met triljoene. En sy besighede gaan maar net aan. Ons kan nie bekostig hier in Suid-Afrika om nog vir 'n week langer voor te ploeter soos wat ons ploeter nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Ons kan dit eenvoudig nie bekostig nie. Ons kan nie bekostig om nog rond te ry en te probeer om by die groot Afrika konings uit te kom nie. Ons het op hierdie stadium nie die fondse vir dit nie in elk geval. Ons kan nie bekostig om nog alliansies te probeer teken nie. Ons kan nie. Ons kan nie bekostig om te wag vir boereleiers om te besluit om saam te werk nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Soos ons gesien het hier in die begin van die week, verlede week, waar as 'n groot boereleier verloor het, 'n stem is stil. En 'n ander een was hierdie week siek. As jy 'n sekere ouderdom bereik en jy raak siek, dan moet jy regtig na jouself kyk, want anders te groet jy. Jy groet. En meeste ouens se streep word getrek hierso van 72, 74 tot 78.
Met ander woorde, ouens wat 10 jaar ouer is as ek is, hulle is nou in daai gevaarenzone. Noem dit maar 'n gevaarenzone. Want as jy nie reg gelewe het nie, dan is dit 'n gevaarenzone vir jou. Maar as jy reg gelewe het, dan het jy nog maklike 20 jaar. En dan sit huis toe gaan tyd. Wat gaan gebeur as die ouer garde van vandag, wat deel is van die boeregroepe en die boereleiers en so aan, as julle ouens groet, wat gebeur? Wie gaan die leiersels by julle oorneem? Wie verstaan? Wie verstaan dit om 6:00 die oggend by jou troepe op te daag? En dan staan hulle reg vir bungalow inspeksie. Hoeveel van die jeug verstaan dit? Hoeveel van die jeug verstaan hoe goed ons stiffies was? En hoe hulle 'n ratel engine, sommer in die ry, ek praat nie van die ratel ry nie, die ratel is op 'n flatbed. Hoe hulle 'n ratel engine in die ry uithaal, en moet 'n ander engine vervang, terwyl die voertuig beweeg. Hoeveel van hulle verstaan hoe hierdie mechanics gewerk het op tanks en goed, in 'n oorlogzone, op panserkarre, om seker te maak die goed hardloop vlot. Hoeveel van ons jeug verstaan vandag? Ek dink soos 'n bodybag. Hulle sien dit op dat televisie, ja, maar om het te sien op televisie en om te sien voor jou oë, en jy ken daai mense. Hoeveel van hulle verstaan die goed? En wanneer die ouer garde gegaan het, wie gaan hulle kan inlei in 'n nuwe dispensasie in? As die ouer garde vandag sukkel om by mekaar uit te kom. Wat sal gebeur as daar nou weer 'n massiewe storm kom in daai area? En daar's nog niks reggemaak nie. Wat gaan dan gebeur? Ek sê nou vir julle, dan is dit regtig voortrekker tyd. Dan is dit regtig voortrekker tyd. Want jy kan nie met 'n klein karretjie gou iewers gaan heen ry nie, jy kan nie, vergeet daarvan. Jy kan nie met 'n bus ry nie. Jy kort 'n fracking goed 4x4 om te gaan doen wat gedoen moet word. My vraag vanoggend is op hierdie video, is basies net, hoe lank gaan ons nog hierdie gemors toelaat? Ons het nou die video's van die Federale Alliansie gedeel, wyd en suid, en ons het gepraat oor die Federale Alliansie, ons het gepraat van wat ons kan vermag, ons het gesien hoeveel werke ons kan absoluut genereer, ons kan die land absoluut florerend maak. Ons het maklik werk vir 500.000 mense, die dag wanneer ons afskop, het ons werk vir so baie mense, onmiddellik. En as ons in 'n ander dispensasie ingaan, sal die fondse vrygemaak word in die buiteland, wat ons sal help om hierdie waar deur die drif te trek. Van my kant af persoonlik probeer ek my bes om goeders te doen wat vir ons kan fondse genereer. Ek het nou daai toep van ons is klaar, daai ding werk. Dis 'n React app noem hulle dit. Nee, jy gaan deur jou webbrowser. Nou, die advertering van daai ding gaan vrek stadig. 'n Ou moet leer hoe byvoorbeeld TikTok se algoritmes werk,
vir daai ding om daar geadverteer te word. En dit is van die beste plekke om te adverteer. Maar kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Vir donderdag en vrydag was daar geen beweging op die laaste 3 video's nie. TikTok stel dit nie daar buite nie. Hy het daai computer algoritme stelsel, whatever jy het wil noem, het 'n manier om sekere video's te push en te push en te push. So as mense nie gaan en gaan kyk nie, as hulle dit nie like nie, dan hou TikTok dit 'n bietjie terug en dan sal hy die nuus later druk. Ek bedoel teen gisterand het hy net gou so gaan kyk. In die laaste 3 video's het hy die eerste een van die laaste 3 het hy 2 keer deurgedruk en die laaste een het hy 2 keer deurgedruk, die ander ene nog glad nie. Maar die vorige video's was 171, 487, 514 en sovoorts, 526. So daar's maniere van adverteer en daar's maniere van adverteer. My enigste ander opsie is, en ek het nou raad gekry en die mense sê ek moet 'n bietjie wag. Ek moet net vasbyt, ek moet net aanhoudend dit doen elke dag. En dan sal die damwal breek en dan sal dit weer begin optel. So dis die een opsie. Die ander opsie wat ek het is om dit te verander in 'n Google app. Die verskil met dit is wat dan gebeur is. Jy verloor tussen 15 en 30% van jou inkomste. Met ander woorde, as 'n ou R2 betaal of $2 betaal vir 'n toep, dan is dit 60 sent van daai wat gaan na Google toe. Jy kry $1.40. So jy kan nie vinnig genoeg die fondse genereer wat jy wil nie. Maar aan die ander kant van die draad is dit 'n beter adverteringsplatform. Dit is 'n beter adverteringsplatform. So dit is een van die dinge waarna ek kyk. En verder kap ons aan en doen wat ons moet doen om fondse te genereer. Ek sê altyd ons kort 5 miljoen om hierdie federale alliansie. Weet julle wat nie, as 'n mens net uit die boks uit wil dink, dan is die geld nie so baie nie. As ek sê 5 miljoen, ons het 4 vergaderings eintlik 3 vergaderings wat om en by so tussen 23 en 30.000 rand kos. Dis al wat dit kos. Weekse vergaderings. Die hele week. Vir 'n klompie ouens om mekaar in die oë te kyk en die goed uit te trap. So kom ons sê maksimum 30.000 vir 4. Nee, dis 120.000 rand. Dan het jy seker maklik 1.2 miljoen nodig om 'n massiewe groot vergadering te reël, waar jy al die konings het vir 'n week lank. Alright, nou kyk ons na 1.2, 1.3, kom ons sê 1.350. Dan kort jy so 300.000 rand om oor see te gaan met 'n groepie vir 2 weke. So jy kort eintlik minder as 2 miljoen rand. Maar as ek sê 2 miljoen, nee, dan klink dit ongelooflik. Amanda, Pieter, dit klink ongelooflik as ek sê 2 miljoen. Haai man, hoe kan jy 'n land verander met 2 miljoen randjies? Jy verander nie die land nie. Jy voer 'n manier uit om die kop van die slang af te kap, wat politiek korrek is. En jy cesseer, jy breek weg. En die resultate daarvan bring vir jou die einddoel. Dit bring vir jou die einddoel, binne 3 weke tot 'n maand, tot 3 maande. Dit bring vir jou die einddoel. En dan het jy, as jy jou doel bereik het, en die wêreld daar buite sien, dat jy het geslaag, dan kom die beleggings in. Dan het jy in elk geval al reeds geld wat gesteel was, teruggekry. Of ten minste die vloei daarvan, die uitvloei daarvan, geblok en die terugkry sal jy maar later kry.
Nee. Jy het dit al reeds gedoen. Belasting wat opgegaar is, wat nie gebruik is nie, is nog daar, is nog beskikbaar. En so kan ons aangaan. Daar's fondse direk daarna om te doen wat gedoen moet word. Daar is fondse. Dis net om die game te begin. As jy die game, as jy kan afskop, dan moet jy net 5 doele aanteken. En daai 5 doele kan jy aanteken. Jy kan letterlik daai 5 doele aanteken in 3 weke, 3 tot 4 weke. Kan jy daai 5 doele aanteken. Nee, dan het jy basies die game gewen. Dan is dit net die skoonmaak van die veld. As ek dit net in sulke eenvoudige terme kan uitlê. Dan sit die skoonmaak van die veld, die restaurasie gedeelte. Nou ek gaan van maandag af, gaan ek nog steeds federale video's maak, maar ek gaan dit nou begin doen in Engels. Ek het nou vir almal gesê in Afrikaans, waarna toe ons beweeg. Vir, hoe lank nou al? Ons het net Afrikaans gepraat. Pieter, ons het net Afrikaans gepush. Ten hierdie tyd behoort elke liewe persoon wat hierdie video's kyk te weet waaroor die federale alliansie gaan. Ons is 'n nie politieke party. Stel nie belang in politiek nie. Stel belang in verandering. Grootskaalse verandering met 'n nuwe denkwyse uit die boks uit. Om uit die boks uit te dink. Dis waarna toe ons beweeg. So ek gaan nou van maandag af gaan ek Engelse video's maak. Met hier en daar Afrikaanse woordjie tussenin. En dan gaan ek nou kyk of die Engelse video's kan mense bereik wie ek nog nie bereik het nie. En dan gaan ons nou kyk of ons kan deur dit te doen, of ons kan hierdie bal aan die rol kan kry. Miskien is daar iemand daar buite wat net luister met 'n oor en sê, luister die man, ek het daai geld. Kom ek sit met hulle, ons luister, ons praat hierdie ding uit. Kyk wat is die plan, ons voer dit uit. Voer dit uit, doen 'n toets, voer dit uit. En kyk wat is die resultaat. Dis soos 'n vrou wat bak. Jy kry 'n resep op, verskoon tog. Jy kry 'n resep op die internet. Jy het nog nooit hierdie resep gedoen nie. Jy het al die bestanddele. En jy begin stadig maar seker en jy voer dit stelselmatig uit. Presies soos wat hulle sê. Jy sit nie jou eie idees daarin, jy doen presies wat hulle sê. En die resultaat is die regte resultaat. So, kom ons kyk wat gebeur. En ons kap aan, en ons hou aan, ons push aan, ons druk deur, ons gaan aan met wat ons doen. Nee. Hoekom? Want ons is vryburgers, Pieter. Dan is ons boere Afrikaners en Afrikaners. Ons weet waarmee ons besig is. En ons gaan daarmee volhou tot die einde toe. En dit sal 'n goeie einde wees. En saam met God mag eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Die God van die Bybel, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is nie 'n ander manier nie. Alles wat mooi is vir julle vir die naweek. Julle moet 'n geseënde naweek hê. Staan sterk, geniet julle Vrydag. En as dit die Here se wil is, dan sien ek julle maandagoggend.